Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn platform. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Ek wil vandag vir jou sê uit my hart uit baie dankie dat jy die keuse gemaak het om in te skakel. Ek weet daar's klomp platforms waar jy kan ingeskakel vanmôre, maar jy het gekies om vanmôre by ons in te skakel. En hier by ons by Nuwe Lewe Gesinskerk glo ons in praktiese, relevante boodskappe wat ek en jy kan neem en wat ons kan uitleef daar buite. Want ons glo dat ons roeping as kerk is om by die suiwer woord van God te bly en dit te verkondig, maar ook om die kerk te enable, soos hulle in Engels sal sê, om juist die boodskap uit te dra na buite. Want ons, ek en jy is die kerk en ons het nodig om daar buite die verskil te maak in hierdie donker, gebroke wêreld. En hoe doen ons dit? Deur die boodskap te hoor, in te neem en uit te leef daar buite. So ek hoop jy gaan vandag se boodskap geniet, maar nie net geniet nie, dat jy vandag se boodskap ook sal inneem, te harte sal neem en daar buite die verskil gaan maak. Want ek glo daar's 'n stikkende en 'n gebroke wêreld wat wag om die evangelie te hoor. Mag jy vandag se diens geniet en mag die Here jou seën. Comrades, so my tema is eintlik ook Comrades. Die wat jy van julle weet nie, Comrades is 'n hardloop dingetjie waar vir mense oefen. So ek wil net so vinnig, wie het al Comrades kyk op die televisie? Ons omtrent 90%. Wie het al die Comrades gedoen, as ek so mag vra? Daar's 'n hele paartjies daar ook. En hierdie jaar, ek neem aan is net Piet, of sal jy anders se hand ook wat hom dalk gaan doen hierdie jaar? Net Piet, maar baie sterkte Piet. So, op die einde van hierdie boodskapie, gaan ek vir jou oefenprogram gee. Nie om te gaan hardloop nie, daarom om 'n Christen te wees. So, my boodskap is om Comrades te gebruik as 'n metafoor weer. So ek so 'n paar weke terug gepreek het, ek nou weer cryptocurrency gebruik as 'n metafoor, en vandag gaan weer die Comrades wees. Maar net so agtergrond van die Comrades is, die Comrades is 'n wêreldbekende reis, en hy is een van die oudstes, en hy is baie moeilik. Hy is so 89 km hierdie jaar, hy wissel gewoonlik van 86 tot gewoonlik 92. En nou oor 2 jaar is die 100ste een wat al gaan plaasvind. En om daai wet op te hardloop, is nie net van, vanoggend staan nie op, en dan gaan ons nou Durban toe, of Pietermaritzburg, waar dit begin, en ons staan by die reis, en daar spring jy weg nie. Daar is baie dedikasie, opofferings, harde oefening, kilometers en kilometers hardloop. Dis omtrent 'n jaar se voorbereiding wat jy moet doen. Jy moet heuwels oefen, bulte, jy moet spoedwerk doen, jy moet naweke baie vroeg opstaan, baie vroeg, wat nie lekker is nie, en dan gaan hardloop, en weer gaan hardloop, net om voor te berei vir een wedloop. Maar is dit nie wat ons ook moet doen in God nie? Ons kom so na hiernatoe toe, ons bid in die aande, vir daai een dag, om voor God te staan en sê, my seun, my kind, jy is myne, kom saam met my hierin, by hom. Om 'n Christen wees, is 'n pad gevul met beide vreugde en uitdagings. Daar is heuwels, wat 'n Christen moet klim, nie fisies nie, maar geestelike en emosionele uitdagings. Die heuwels verteenwoordig die opofferings, strewelinge en dissipline wat met die volg van Jesus saamkom. Maar elke heuwel maak jou sterker en dit gee jou 'n nuwe insig en uitkyk op God se goedheid. Voor ek na die verskillende heuwels ingaan op 'n Christelike lewe, het die Comrades Marathon, hulle noem dit die Big Five, nie die leeu nie, olifant, al daai nie, maar die 5 groot heuwels, of die bulte in die Comrades. Botha's Hill, Cowboys Hill, Polish Gorge, Inchanga, en dan kort ek een, Fields Hill. Daai maak of breek gewoonlik jou Comrades. En hoe jy geoefen het, gaan bepaal hoe jy daai kan hanteer op jou pad vorentoe. 'n Comrades is 'n wedloop. En ek dink elke een van ons wat hier sit, is 'n een of ander wedloop in jou lewe. Of dit nou 'n fisiese wedloop is, waar jy moet oefen, om iets deel te neem in, 'n geestelike een, om elke dag by kerk uit te kom, want dis kom ons hier is. Of selfs dat jy 'n
marathon of 'n wedloop daar wat jy moet doen en oefen, of jy eksamen waarvoor jy moet leer, jy wil 'n dokter word hier, of jy wil 'n bietjie uitbrei en daar in jou loopbaan daar. Elke een is 'n wedloop en daarvoor oefen jy elke dag. Ek het 7 heuwels vir 'n Christen probeer uitkyk en bestudeer en so ons gaan deur hulle 'n bietjie werk. Die heuwel van selfverloning, Lukas 9 vers 23. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. Jy moet alles los en jou kruis vat en die pad saam met God stap. Die heuwel van vergifnis, Matteus 6 vers 14 en 15. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Daai is nie baie maklik nie. Maar die Bybel sê, hoeveel keer moet jy vergewe? 70 maal 7. Is makliker gesê as om te doen. Mense word baie vinnig kwaad vir iemand oortree jou, maak jou seer. Daai vergifnis is nie altyd maklik nie. Mense moet daaraan werk. Daar is jou volgende wedloop. Die heuwel van gehoorsaamheid. Johannes 14 vers 15. As julle my lief het, bewaar my gebooie. Waar is ook nie altyd maklik nie. Steel, jaloesie, die 10 gebooie, en daar's ander reëls en regulasies in daai Bybel ook. Daar is 'n riglyn hoe ons moet lewe. Die heuwel van vertroue in tye van lyding. Romeine 8 vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar gaan word nie. Die lyding, ons almal ly ergens in ons lewens, want dit moeilik is. Moeilik is om op te staan. Jy val, jy staan op, jy val, jy staan op. Wat ook maklik is nie. Daai lyding, maar daai lyding as jy opstaan en weer probeer, opstaan en weer probeer, sê jy, die heerlikheid wat aan ons gaan openbaar gaan word. Niks is so groot aan daai wat gaan God aan ons gaan openbaar nie. Die heuwel van nederigheid. Filippense 2 vers 3 en 4. Moenie iets uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid. Moenie nie die een die ander hoër ag as homself. Die heuwel van standvastigheid in die geloof. 1 Korintiërs 16 vers 13. Wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk. Ek wil op die klem lê van manmoedig, manlik. Bybels het hulle altyd manlik gebruik, want hulle was die sterk persoon in die huishouding gewees. In vandag se lewe is dit die man en die vrou. So wees sterk as 'n vrou en as 'n man, om standvastig te wees in God se geloof. Net die man is die man in die huis nie, maar die vrou kan 'n groot verskil maak, as sy opstaan en saam die man die ding doen. Die laaste ding wat ek wil deel is, die heuwel van volgehoue gebed en toewyding. 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Daai is 'n gemeenskap, bid sonder ophou. Ons is hier om God te aanbid. Bid sonder ophou. Dis ons kom hier is. 2 mense in die Bybel wat ek bietjie wil wat ook heuwels in hulle lewe ervaar het, was Jesus self. Jesus het die heuwel uitgeklim, Golgotha, vir ons. Hebreërs 12 vers 2 sê, terwille van die vreugde wat vir hom voorgehou is, het hy die kruis verduur. God op die kruis vir ons gesterf. Hy het daai heuwel uitgeklim vir ons, om ons sondes te vergewe. En die volgende is Josef. Hierdie man het optranings en aftranings gehad in sy lewe, wat ek dink nie een van ons graag wil hê nie. Hy was die gunsteling seun. Genesis 37 vers 3. Israel, Jakob, het vir Josef meer lief gehad as al sy ander seuns. Dit was vir Josef goed. Toe word hy verraai deur sy familie, sy broers. Genesis 37 vers 28. Om verkoop vir silwer muntstukke.
Toe is hy 'n slaaf in Egipte, nog 'n ewel wat hy moes oorkom. Genesis 39 vers 1 en 2. Hy is onregverdig in gevange geneem. Genesis 39 vers 20, waar hy in die tronk was. Maar nou al die opdraandes, het hy nou daar 'n bietjie weer afdraande gekry. Toe is hy uiteindelik verhef. Genesis 41 vers 41. Die Farao sê vir Josef, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte land. Van die tronk af, oor die hele Egipte land. Wat 'n afdraande was daai? Hy kon net gegaan het. Lekker, hy hoef nie beklei het nie, hy het nie opgegaan het nie. Hy het al sy heuwels geklim en gekom, hy het bo gekom en toe kon hy net afgaan. En die 6de en die belangrikste een eintlik, vergifnis en versoening. Genesis 50 vers 20. Julle het wel kwaad teen my beplan, maar God het dit ten goeie bedoel. Toe sy familie na hom toe gekom het, waar hulle graan nodig gehad het. Sy familie het hom gesien, het hulle vergewe, het gesê, God het 'n plan met Josef gehad. Net soos God 'n plan het hier vandag, elkeen van ons. Jy is ook besig nog klomp heuwels te klim in jou lewe. Jy gaan ergens bo uitkom. En dan noem hulle dit smooth sailing van daar af. Jou reis as Christen, jou wedloop as Christen, is gewoonlik die beginpunt. Gewoonlik moet jy begin oefen, is gewoonlik die beginpunt van 'n goeie wedloop. Maar 'n Christen is om 'n nuwe geboorte te wees, om God te ontvang in jou lewe. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê die volgende: Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Wedergeboorte. Dit God ervaar vir eerste keer. Jy leef anders as wat jy geleef het. Die pad van geestelike groei, wat jou tweede stap is. 1 Petrus 2 vers 2 sê, verlang soos pasgebore kindertjies na die suiwer melk van die woord, sodat jy daardeur kan groei tot redding. So as 'n babatjie, jy is wedergebore gewees nou. So jy is eintlik 'n klein kind in Christus nou, in Jesus. So alles wat jy inkry, groei jy. Soos 'n babatjie wat gebore is, het hy suiwer melk nodig om gesond te wees en te groei en te groei en te groei. Die berge en dale, opdraandes en afdraandes, Psalm 23 vers 4. Selfs al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is by my. U stok en U staf, die vertroos my. Die sendingdoel, wat altyd maklik is, nie? Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. En aan die eindstreep, wanneer jy die wedloop voltooi. 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Jou komrits, jou wedloop. Volhard in geloof. Laat ons met volharding die wedloop hardloop, wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, Hebreërs 12. Nie alleen nie, in 'n gemeenskap, dis kom ons is 'n gemeenskap, dat ons daai laste saam kan dra, saam in die pad kan stap, 'n geestelike familie het, en saam kan loop die pad. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Galaleërs 6 vers 2. Pyn, offers en beloning. Die pad is moeilik, die kommernis is moeilik. Seerbene, moegheid, soms wil jy net opgee. Jy loop en loop en loop. Maar die eindstreep kom nader en nader. Moet net nie opgee nie. Ek het die goeie stryd gestry, die wedloop voltooi en die geloof behou. Die kommernis wat jy jaar voor geoefen het. Die eindstreep kry jy letterlik so 'n klein medaljetjie. Maar die satisfaksie binne is wat jy wil hê eintlik.
Net soos as jy opstaan en opstaan en opstaan, en as jy by God is, daai heerlikheid, daai liefde, is wat ons almal wil hê. Dissipline en voorbereiding. Niemand kan sommer net opdaag en 89 km doen nie. Net so vra die geloofslewe, die geestelike lewe, dissipline, gebed, Bybelstudie en geloofsgemeenskap. Ons kan nie alleen die pad stap nie. Dan nie lekker, wat ek vir julle gesê het, die oefenprogram. Daar's 7. Die geestelike oefenprogram. Fokus op Jesus se liefde. Bou vertroue in God. Here, ek kies vandag om U te vertrou met my pad. Vat die stuurwiel van my lewe, vat die stuurwiel van my finansies, vat die stuurwiel van my werk, van my familie. Vat beheer en lei my na die regte pad toe. Wees stil en luister. Here, ek wil U stem hoor. Help my om stil te wees. Gaan sit op jou bed, in 'n kamertjie, alleen, en luister na God se woord, wat hy vir jou wil sê. Dien soos Jesus. Here, wys vir my vandag iemand wat ek kan dien. Wie dit nodig het. Vergewe uit die hart uit. Nie gesê ek ander ek jy vergewe, maar hier is nog steeds vir die volgende 7 jaar. Vergewe uit die hart uit. Glo jy is God se kind. As jy wedergebore is, en jy het God ervaar, en jy is nou eerste gebore, jy het die suiwer melk ontvang, jy het gegroei in God en in Jesus, glo dat jy sy kind is, straal het en streef het daar uit daar buite. Vier wat God doen. Dankie vir alles wat U vir my doen. Sê vir die mense daar buite wat God vir jou gedoen het. Hy het my 'n nuwe werksgeleentheid geskep. Hy het my 'n verhoging gegee. Hy het my gesond gemaak van hierdie las. Hy het my laat die kommernis klaarmaak. Want sonder hom kan ons niks doen nie. Ek's amper klaar. 1 Timoteus 4 vers 8. Jy moet oefen soos 'n atleet oefen om fiks te bly. 'n Atleet wat oefen om fiks te bly, doen goed. Maar dit help nie vir alles nie. Om egter geestelik te oefen, om fiks te bly, deur God te dien, is regtig die moeite werd. Dit help 'n mens op alle maniere vir die lewe hier op aarde en die lewe wat vir ons wag in die toekoms. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Terwyl ons dan soos 'n groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. So elke wedloop wat jy vandag in jou lewe het, pak hom aan met alles. Oefen vir hom. Oefen in God, in Jesus, in sy woord, in gebed, in 'n gemeenskap van mense om te help met jou laste. En staan op en staan op. Moet nie opgee nie. Want die begin en volëinder van die geloof is God. Want jy wil by God staan om in die koninkryk van God in te gaan. Kom ons sluit die hoofde. Onse Vader in die hemel op bo. Here, ons wil baie dankie soos almal vanoggend by mekaar kan wees, Here. Dankie U vir U liefde en U genade wat U vir ons gegee het, Here. Here, maak elkeen se hart oop wat U is, Here, om U te ontvang. Laat ons kan groei, Here. Laat ons wedloop kan met volharding en met liefde kan uitstraal, Here. Laat ons kan hard oefen, Here, om die wedloop klaar te maak, Here, om by U te staan en sê, ek is U kind. Here, wees by elke persoon vandag wat hier uitgaan, dat hulle liefde sal uitstraal en sê, U is met ons. U is altyd met ons. U vergewe ons. U lei ons. Here, vat die stuur van elkeen se lewe, Here, en lei ons op die regte pad. Want sonder ons en sonder U is ons niks, Here.
Here, laat ons mekaar aanmoedig, Here, om ons laste te dra, Here. Laat ons nie altyd alleen se aanpak nie, Here, want ons is familie saam in U. Here, ons loof en prys U wonderlike groot naam, Here, en ons sê dankie daarvoor. Amen.